Goeiedag mense. Ek wil 'n bietjie saam met julle kuier uit ietsie uit wat ek net nou gelees het, Kolossense 2 vers 17, en gaan dit vir julle voorlees. Kolossense 2 vers 17. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. En hier het my 'n bietjie laat dink, wat is my werklikheid? Nou as ek julle, voordat ek nou daarin gaan, julle 'n bietjie so agtergrond kan gee van die Kolossense en waaroor die hele ding gegaan het, waaroor Paulus met hulle kom praat het, is, hulle het vasgehaak oor tradisies en wette en rituele en feeste, wat hulle gevoel het, bring hulle nader aan die Here. So hulle het aan hierdie ou goeters vasgehou, maar nie verkeerd verstaan nie, die Ou Testament is die grondslag vir die Nuwe Testament, ek glo dit met my hele hart, maar hulle het aan hierdie goeters vasgehou, en hulle het nie werklik waar raak gesien, dat Jesus het gekom, en hy was die vervulling van al hierdie dinge gewees nie, so hulle het dit nog nie lekker verstaan op daardie stadium nie, maar die groot ding wat my hier geslaat het van Kolossense 2 vers 17 is, die werklikheid is Christus. En soos dit nou was, vandag het ek met 'n baie goeie vriend van my gaan staan en ons het gepraat oor ons jaar. Ons is nou net uit 'n ou jaar in 'n nuwe jaar in, en wat doen ek en jy? Wat is ek as kind van God? Jy weet, ons is so goed om te sê, ons is hierdie kinders van die Here, maar dis waar dit stop, nee. Jy het een taak, Matteus 28 vers 19, gaan uit en maak disippels, en hoe vorder jy in daardie taak? En dis waaroor ons gepraat het, en jy skrik 'n bietjie, want jy is glad nie daar waar die Here jou wil hê nie. So wat is jou werklikheid? Nou as ek gaan kyk na hierdie hele vers, en ek vat die hele konteks van wat in Kolossense aangegaan het, kan ek net sowel na ons konteks toe gaan en sê, maar wat is jou werklikheid? Waar hou jy vas? Wat is hierdie ou dinge wat jy sê aan vashou, weet jy, soos rook, drink, vloek? Is jy nog hierdie ou mens? Of is jy die nuwe skepsel in Christus Jesus? Jy het jou hart oorgegee aan die Here, en ek moet mos nou nuwe dinge soek. Haak ek nog die hele tyd vas aan daardie ou dinge? En jy weet, die groot ding met hierdie ou stories is tot en met ek en jy, en nie werklik waar Jesus Christus aanvaar het as ons redder en ons saligmaker nie, sal ek en jy die hele tyd verskoning soek of daarmee opkom om te regverdig wat ek en jy doen. Ons het ons elke keer 'n antwoord vir dit wat ons doen, as dit nou nie so goed, hier kom 'n lekker vloekwoord deur, nee man, is van, okay, jy ken my mos, dis wie ek is, weet, daai klas van ding, maar is ek werklik waar hierdie sout van die aarde, hierdie sout as kind van God, om uit te kan lewe, dit wie Christus Jesus in my is, beeld ek daardie dinge uit. En hier is die groot ding wat ek wil op fokus, wat is my werklikheid in Christus? Ons kom in 'n nuwe jaar in, en ek dink ons moet heeltemal verander wat ons denkwyse is, en ons moet die ou goeters gaan los waar dit is, ou koeie gaan los waar dit is, en vorentoe kyk in dit wie Christus Jesus vir ons is, en daardie een taak wat jy het, gaan uit en maak disippels, vasgryp met al twee hande. So ek hoop hierdie beteken vir enigiets, en ek hoop dit kan vir jou opbou, want as my hoop in Christus Jesus is, gaan ek vorentoe wil gaan, en ek gaan daarop bou. Waarop bou jy? Wat is jou werklikheid? Hierdie is 'n vraag wat jy vir jouself moet beantwoord in hierdie jaar wat vorentoe gaan. Mag julle geseënde jaar hê, en ek bid dat die wysheid van bo julle sal kom, en julle heeltemal sal transformeer in dit wat die Here vir jou uitbeplan het vir jou lewe in hierdie 2025. Shalom.